12 kg blok is aanvanklik in rus by punt A. Daar is 'n ruwe skuinsvlak en dan is daar 'n konstante krag F wat inwerk op hierdie blok om dit op te trek teen die skuinsvlak. Dan kom die blok uit by punt B wat 4,5 meter bo kan die horisontaal is teen 'n spoed van 2,25 meter per sekonde. In 2022 is dit weer die beurt van die nie-konservatiewe krag wat jy moet kan definieer vir 2 punte. Vir 4 punte moet ons 'n benoemde vrye liggaamdiagram vir die blok teken wanneer dit teen die skuinsvlak opgetrek word. 4 punte, 4 kragte. Daar is natuurlik die toegepaste krag om hierdie liggaam teen die skuinsvlak op te trek. Daar is wrywingskrag want dit is 'n ruwe oppervlak. Die normaalkrag gaan ter sprake wees as ook gravitasiekrag, die gewig wat afwaarts is. Bereken die totale arbeid verrig op die blok deur nie-konservatiewe kragte. En as ek na die probleem kyk, dan weet ek daar gaan 2 nie-konservatiewe kragte wees. Eerstens gaan dit die wrywingskrag wees en tweedens gaan dit die eksterne krag wees wat die voorwerp teen die skuinsvlak optrek. So ons weet dat die arbeid verrig deur nie-konservatiewe kragte is die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie. So dan kan ons sê dit is gelyk aan half m ons finale spoed gekwadreerd minus die aanvanklike spoed gekwadreerd plus mg delta h. En dit is gelyk aan half, die massa het ons is 12 kg, my eindspoed daarbo is 2,25 meter per sekonde, ek kwadreer dit, minus 0 gekwadreerd, plus die massa is 12 kg, maal met 9,8, maal met 4,5 meter is dit by punt B, minus 0 meter by punt A. En dit gee vir ons 559,58 joule. Nou gaan dieselfde konstante krag F, daai krag F is dieselfde as voorheen, beweeg nou die blok teen 'n konstante snelheid. So konstante snelheid sê klaar vir ons die versnelling gaan 0 wees oor 'n ruwe horisontale oppervlak van punt B na punt C. Krag F werk parallel aan die horisontale oppervlak. Wyl hierdie blok vanaf punt B na punt C beweeg, is daar 'n konstante wrywingskrag 42 Newton groter as die konstante wrywingskrag wat tussen punt A en punt B ingewerk het. En nou wat ons moet bereken is die afstand vanaf punt A na punt B. Ons weet dat van A na B is daar 'n nie-konservatiewe krag, naamlik FK1, kinetiese wrywingskrag wat inwerk op die blok, en tussen B en C gaan daar ook 'n kinetiese wrywingskrag FK2 wees, en ons weet daardie wrywingskrag is 42 Newton meer as FK1. As ons dan in ag neem dat ons eerstens fokus op A na B, dan weet ons daar is 2 nie-konservatiewe kragte. Die een is die wrywingskrag FK1, maar dan ook die toegepaste krag wat die blok teen die skuinste optrek. So ons kan sê dat die werk verrig deur nie-konservatiewe kragte is gelyk aan die arbeid verrig deur
die toegepaste krag F, hoofletter F, plus die arbeid verrig deur die kinetiese wrywingskrag FK1. En dit is gelyk aan die krag self, so dit is F, hoofletter F, maal met delta X, en dit is wat ons dan nou soek, is die afstand vanaf A na B, maal met die kos van 0 grade. Onthou, die krag is opwaarts teen die skuinste, die bewegingsrigting is op teen die skuinste, so dis 0 grade. Dan plus ons wrywingskrag FK1, die verplasing is ook delta X, maar nou moet jy weet, die bewegingsrigting is opwaarts, die wrywingskrag is in die teenoorgestelde rigting, so dit is cos van 180 grade. So, daai cos 0 grade gaan 1 wees en daai cos 180 grade gaan minus 1 wees. So ons kan dan gaan en dit gaan herskryf as hoofletter F minus die kinetiese wrywingskrag maal met delta X en dan F gaan groter wees, so dit gaan wees die cos van 0 grade, want die toegepaste krag is groter as die wrywingskrag en gevolglik is dit in dieselfde rigting as die bewegingsrigting. En dan vervang ons bloot ons waarde vir die arbeid van nie-konservatiewe kragte in en dis 559,58 gaan gelyk wees aan die toegepaste krag minus die wrywingskrag tussen A en B maal met delta X en ons weet cos 0 is 1. En hierdie is ons eerste vergelyking wat ons gaan gebruik. Volgens kyk ons na BC. Nou, as ons Newton se tweede wet gaan toepas, dan weet ons F net is gelyk aan MA. Ons weet wel dat versnelling 0 is, want die snelheid is konstant, so F net is gelyk aan 0. Nou, wat is F net? Dit gaan die toegepaste krag F wees, wat dieselfde is as die grootte van F tussen A en B, minus FK2. En ons weet dit is gelyk aan 0. Maar FK2 weet ons is 42 Newton groter as FK1. So ons kan sê dis groot F minus, dan is dit FK1 plus 42 Newton. En dit is alles gelyk aan 0. So dan kan ons kry dat F minus FK1 is gelyk aan 42 Newton. En dit is vergelyking 2 waarmee ons te doen het. En nou kan ons bloot gaan en vergelyking 1 in vergelyking 2 invervang. So, vergelyking 1 is 559,58 wat gelyk is aan groot F minus FK1 maal met delta X, maar ons het so pas gesê in vergelyking 2 dat groot F minus FK1 is gelyk aan 42. So ons gaan bloot die 42 daar in vervang. So 559,58 is gelyk aan 42 delta X. So delta X gaan dan gelyk wees aan 559,58 gedeel deur 42 en dit gee vir ons 13,32 meter.